Hartlik goeiemôre, mag hierdie baie ryklik sien as 'n wonderlike doel in die hart en liewe ook so bereik. Nou liewe vriende, dis nie net die luiperde nie, dis ook onder die cheetahs en die leeu's wat hulle gebiede afbaken. En wanneer hulle hierdie gebiede afgebaken het, sal enige ander van die roofdiere wat in daardie gebied kom, merk dat hulle nou in die gebied van hierdie nuwe van die huidige mannetjie inbeweeg. Dit mag tot konflik lei, dit mag lei dat daar 'n geveg kom vir die nuwe gebied, maar daar's 'n duidelike waarskuwing daarom aan elkeen wat in hierdie gebied sou inkom om te weet, jong, jy betree jou nou op iemand anders se gebied. Ons wil weer eens so met u deel dan oor die ooreenkomste tussen redding en vervulling met die Heilige Gees. Dit is baie belangrik dat ons die ooreenkomste tussen redding en vervulling die Heilige Gees verstaan, want as ons die Here wil vertrou om ons te vervul met sy Gees, dan moet ons sekerlik verstaan waaroor dit gaan en waarom ons dit so nodig het. En net so met redding ook, ons moet verstaan hoekom ons tot bekering moes kom en dat ons sekerlik begryp dat ons sonder redding sekerlik nie in die hemel sou wees nie en so sonder vervulling met die Heilige Gees sekerlik nie daardie instrument in die hand van die Here sou wees wat ons moet wees nie. En ons het gesien, liewe vriende, dat ons moet eerstens weet van die ondervinding, ek moet weet van redding, ek moet weet van vervulling met die Heilige Gees. By albei is daar 'n sondeoortuiging en dan, liewe vriende, by albei is daar 'n duidelike die enigste wyse hoe ek van hierdie sonde verlos word is deur die bloed van Jesus Christus. Dis waarom die Here aan die kruis kom sterf het, om ons deur sy eie bloed te heilig, sê Hebreërs. En dit is waarom die Here sy lewe kom gee het, nie net om my te red dat ek hemel toe gaan nie, maar ook om my te reinig sodat ek 'n heilige lewe hier op aarde kan leef. En op geen ander manier kan dit plaasvind as deur die kosbare bloed van die Here Jesus Christus nie. Dan wil ons 'n nuwe gedagte vir oggend vir u bring en dit is by albei moet u geloof plaas in Jesus. Romeine 10 vers 11 sê, want die skrif sê elkeen wat in hom glo sal nie beskaam word nie. En liewe vriende, net so as die sondaar in die Here Jesus alleen glo vir sy redding, hy sal nie beskaam word nie, die Here sal hom red. As die kind van die Here in die Here Jesus alleen glo vir die verlossing van die onreinheid en dat hy gevul kan word met die Heilige Gees, dan sal die Here dit vir hom kom doen. Maar ons geloof is in die Here wat die werk vir ons kom doen. Dit wys duidelik dat ons kan nie redding of vervulling met die Heilige Gees deur werke ontvang nie. Ons ontvang dit doeteenvoudig deur geloof in die Here Jesus te kom plaas. En die volgende saak dan is ook elkeen sal weet van die verandering. Jy sal weet van die verandering by redding, jy sal weet van die verandering by vervulling met die Heilige Gees. Handelinge 2 vers 7 en 8 sê, en hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek nie Galileërs nie, en hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is. En liewe vriende, as iemand tot bekering kom, dan sal jy weet dat jy nuut geword het in die Here. En toe die disippels vervul word met die Heilige Gees, het almal agtergekom hier's 'n verandering. Hulle verkondig die evangelie met vrymoedigheid, met krag dra hulle dit oor. En net so ook wanneer iemand vervul word met die Heilige Gees, sal almal weet daar's 'n verduidelike verandering. En beslis wat die ywer vir die evangelie betref. En daarom moet u weet dat daar 'n tweede dieper verandering is. Nie net dat jy tot bekering gekom het nie, maar dat die Here ook verander het. So hierdie 5 sake, liewe vriende. U sal weet van die ondervinding, daar sal 'n sondeoortuiging by albei gewees het. Die bloed van die Here is alleen waarop u vertrou het om u te verlos en nie die geloof in Jesus geplaas. En vandag sal u kan getuig van die verandering. 'n Verandering van hoe u voor die redding was en wat u na dit hoe u was en 'n verandering wat u voor vervulling met die Heilige Gees wel as kind van die Here voor as vervulling met die Heilige Gees en na vervulling met die Heilige Gees hoe God u verander het, dinge in u lewe wat verander het. U sal daarvan kan getuig. En as jy nie kan getuig van die verandering nie, dan het God nog nie die werk vir u gedoen nie en u sal hom daarvoor moet soek. Kom ons bid dan. Ons dierbare Here, ons bid vir elkeen wat nog nie weet van hierdie verandering nie, mag hulle op 'n plek kom om U te kom vertrou. Amen.